Ek beskou myself vanoggend as 'n ware getuie van die dood van Jesus, gebaseer op my ondervinding in my professionele werksplek. U sien, niemand het al opgestaan uit die dood uit onder my oog nie. Het jy gehoord sê? Ja. As jy dood is jy dood. Jou lewe op die aarde het tot 'n stilstand gekom. Maar weet jy wat? Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit. Ons vier vandag Jesus se opstanding uit die dood. En sy opstanding, broers en susters, was so 'n belangrike gebeurtenis dat die vroeë Christene baie gou reeds hulle kerkbyeenkomste op 'n Sondag begin het. Op 'n Sondag in plaas van op 'n Saterdag, omdat Jesus op 'n Sondag opgestaan het. Jy sien, broers en susters, in daardie vroeë Christene moes hulle byeenkomste heel waarskynlik al voor sonop in die oggend hou, so omdat 'n Sondag toe nog 'n gewone werksdag was. Maar hulle doen dit so omdat Jesus se opstanding, broers en susters, 'n uiters belangrike gebeurtenis was. Met Jesus se opstanding het 'n hele nuwe bedeling eintlik begin. Jy sien, broers en susters, met sy opstanding het hy ook elkeen 'n lewende hoop vir die toekoms ontvang, omdat Jesus uit die dood uit opgewek was en hy lewe vandag nog. Petrus, broers en susters, skryf hieroor in een van sy briewe en hy sê vanoggend aan ons, in sy groot ontferming het God ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwerklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Deur die opstanding, broers en susters, van Jesus ons elkeen nou 'n nuwe lewende hoop vir die toekoms. Maar broers en susters, voor ek verder gaan vanoggend wil ek net so 'n paar dinge onder die aandag bring. Wat Paulus vanoggend, broers en susters, in 1 Korintiërs 15 vers 3 en vers 4 vir ons vanoggend mee oor praat. Daar is die woord, broers en susters, wat uitgebring word, wat sê evangelie. Letterlik, broers en susters, beteken evangelie mos die goeie nuus of blye boodskap. Maar die wonderlike ding, broers en susters, van hierdie blye boodskap waarvan Paulus praat, is dat dit 'n boodskap is wat jou red. Ek herhaal. Die wonderlike ding van hierdie blye boodskap, broers en susters, waarvan Paulus praat, is dat dit 'n boodskap is wat jou kan red. In Romeine 1 vers 16, broers en susters, sê Paulus, die evangelie is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Die evangelie, broers en susters, is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Die evangelie is krag, sê Paulus, broers en susters. Dit is iets wat self met ons kom werk en ons kom help om gered te kan word. Broers en susters, dit is nie net 'n klomp leë woorde wat niks aan ons kan doen of verander nie. Dis ook nie, broers en susters, aan môre net 'n mooi boodskap wat lekker op ons ore val nie. Nee, dit is die krag van God. En dis 'n krag wat ons red en vir ons nuwe lewe gee. Dit, broers en susters, vanoggend is die evangelie en is die werk van die evangelie. Maar wat, broers en susters, vanoggend is die inhoud van hierdie evangelie? Sou iemand vanoggend miskien vra wat nie weet oor dit nie. En dit is belangrik dat ons net weer kyk, broers en susters, na Paulus hier in 1 Korintiërs 15 vers 3 en vers 4 sê. Hy sê, broers en susters, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterwe volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag is hy opgewek volgens die skrifte. So waaroor gaan die evangelie, broers en susters? Wat vanoggend is die inhoud daarvan? Paulus sê die heel belangrikste, broers en susters, van hierdie van die evangelie vanoggend is 2 belangrike punte. Nommer 1, broers en susters, vanoggend is Jesus het vir ons sondes gesterwe. Tweedens, broers en susters, dat Jesus uit die dood uit opgewek is. Broers en susters, dis vanoggend die kern van die evangelie.
En dit is waarvan elkeen van ons in ons geloof vanoggend moet vashou. Ek praat in die week vir iemand by die werk, ons gesels altyd by die werk, en ek vra vir iemand, weet jy wat beteken die woord die apostoliese prediking? Het enige idee van wat die apostoliese prediking is? Niemand? Kom ek verduidelik vir u. Die apostoliese prediking, broers en susters, is net die waarheid. Die apostoliese prediking gaan oor die sterfte van Jesus en die opstaan van Jesus. Die lewe, die sterwe, maar die opstaan en die belangrikheid daarvan, dat Christus Jesus uit die graf het opgestaan. Dit is die apostoliese prediking. En dis hoekom ons vanoggend die geloofbelijdenis gesê, want dis waarvan dit kom. Ons glo mos met ons bely mos met ons monde, dat ons glo dat Jesus Christus het opgestaan, is dit so. Ons erken en ons ken niemand anders as Jesus Christus vanoggend, wat in die dood het opgewek het, wat die Here en die God is vir ons, want ons het met ons monde bely. Ek glo in Jesus Christus. Dit is die apostoliese prediking. Dit is die goeie nuus wat ek en u aan die wêreld moet vertel. Dit is die nuus waarvan ek en u veronderstel is om uit te bring in die uithoeke van hierdie wêreld. Dat Jesus op die kruis van Golgotha Vrydag gesterf het, maar die derde dag het hy opgestaan. En broers en susters, wat ons gelees het, wil Paulus vanoggend vir ons vanoggend kom remind in vers 2. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. As julle nie aan hierdie evangelie vashou nie, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Jy sien, broers en susters, as Jesus Christus nie uit die dood het opgestaan het nie, dan was dit wat ons vandag hier in die kerk kom doen. Die mense sou nie ons nie glo. Daar sou nie geloof gewees het. Maar die feit dat Jesus Christus uit die graf het wegbeweeg het, opgestaan het, wegbeweeg het, hy is nie meer daar nie. Kan ons vanoggend met volle bors sê, my Jesus leef, hy het opgestaan. My Jesus leef, en daarom kan ek vanoggend uitgaan en vanoggend aan die wêreld vertel, met oortuiging, met die versekering, my God het opgestaan. Halleluja. En dit wat ek en u word vanoggend verwag, broers en susters, as kinders, as navolgers van die Here Jesus, om ons geloof uit te leef. Om ons geloof deur wat ons sê en wat ons doen, vanoggend uit te leef. En broers en susters, as 'n mens dit nou alles hoor, dan besef jy dat ons nou in die belangrikste naweek van die hele kerkjaar is. Die belangrikste, broers en susters, want Goeie Vrydag en Paasondag neem ons elke keer terug na die kern van die evangelie. Yes. Dit bring elke keer vir ons die heel beste nuus wat ons kan ontvang. Dat Jesus vir ons sondes gesterf het, maar dat hy ook opgewek is vanoggend uit die dood. Hy leef deur alles wat hy gedoen het en wat met hom gebeur het tot by sy opstanding. Deur alles ontvang ons ook vanoggend, geliefde broers en susters, die lewe. Dit is die wonderlike goeie nuus van die evangelie. Maar kom ons praat vanoggend gou so 'n bietjie spesifiek aan Jesus se opstanding. Vir ons menslike begrip, broers en susters, is dit eintlik onmoontlik dat iemand uit die dood het opgewek sou word. Dit is iets wat ons nie in ons ervaringswêreld bestaan nie. En daarom vind baie mense ook moeilik en dan onmoontlik om daaraan te glo. Sekere mense het dan ook deur die eeue ander verklaringe gegee vir Jesus se opstanding. Party van hulle het gesê, dis maar net in die gedagtenis van sy volgelinge dat hy opgestaan het. Dit het nie werklik gebeur nie. En ook in ons eie tyd is daar mense wat die opstanding van Jesus bevraagteken. En hulle doen dit, broers en susters, ook sommer openlik en in die openbaar. Voor die volgende punt kom. Ek het my vrou te verskil gehad gisterand aan die huis. Ons het nie bekleed as te verskil gehad. Maar ek het gesê, ek skaam my nie vir die evangelie. Die weet, broers en susters, ons het ons familie. Ons het broers, ons het susters, ons het niggies, ons het neefs, ons het aunties. Wat in ander gelowe glo. En nou ek kom niemand te na nie. Ons ervaar in ons eie families, in mense wat in Jesus se opstanding glo nie. Ek sê vir haar, ek sê vir kennis, ek sê, hier in my huis is iemand wat nie glo in Jesus se opstanding nie.
kom maar niet aan, is baie jong, is klein, is jong. Maar dit wys net hoe nader is dit aan ons, dat mense nie glo nie. Baie keer moet ons dink ons moet in boeke lees van mense wat nie glo nie. In ons eie huis, in ons eie familiekring, is daar mense wat nie glo in die opstanding van Jesus nie. En nou elke mens die reg tot sy geloof in ons land. En ons sê niemand se geloof is beter as die ander een. Maar ek wil vanoggend net vir jou prentjies kyk. Jy hoef ver te gaan nie. In die familie is daar mense wat nie glo in die opstanding van Jesus nie. Maar weet jy wat, broers en susters, wat is ons werk en dit is ons verantwoordelikheid? Is dat ons moet wys deur ons geloof dat Jesus lewe. Vanoggend vra die Here nie baie van ons nie. Ons hoef vanoggend ook nie te twyfel in die opstanding van Jesus nie. Nie vir een oomblik vanoggend hoef ons te twyfel nie. En hy sê, broers en susters, Paulus bring vir ons bewyse en Lukas bring ook vir ons bewyse vanoggend. Hy sê, Jesus het aan Cephas verskyn, nou beter bekend as Petrus. Daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers. Tegelyk van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste sê Paulus het hy aan my, die ontydige geborene, verskyn. So Paulus noem vir ons 'n groot aantal getuies, broers en susters. Daar sal lees vir ons 'n bewys dat Jesus aan soveel mense verskyn het. Ons voorouers. Jy weet nie, ons eie familie nie. Hulle is 'n ander nasie. Maar net broers en susters, die feit dat Jesus aan soveel mense verskyn het, aan die vroue wat by die graf was, aan sy disippels verskyn het, is mense soos ek en u, is nie mense in 'n storieboek nie. Dis mense soos ek en u. Daaraan, broers en susters, daar reeds vir ons vanoggend te bewys dat Jesus leef en hy het opgestaan. En daarom, broers en susters, kan ons vanoggend in die opstanding maar glo op grond van wat al die mense in daardie tyd toe Jesus hier was op aarde beleef het. Ons kan glo vanoggend, broers en susters, meer as genoeg mense wat Jesus gesien het, kan ons vanoggend met ons hele hart glo in die opstanding. Maar nou, broers en susters, is dit vanoggend ook belangrik om raak te sien hoe Paulus hier in 1 Korintiërs 15 'n stukkie van sy eie getuienis vir ons vanoggend kom gee. Hoe hy vertel van die veranderinge wat dit in sy lewe gebring het toe Jesus aan hom verskyn het. Paulus was ons, broers en susters, 'n vervolger van die kerk. Ons ken die storie van Paulus. Iemand wat Christene en hulle Christus gehaat het. Maar sy ontmoeting met Jesus het alles verander. En so gebeur dit met elkeen, broers en susters, wat deur die krag van die evangelie en die krag van Jesus se opstanding aangeraak word. Jy word verander, jy word nuut gemaak, jy word uit jou geestelike doodheid opgewek om werklik vanoggend te kan lewe. En in Paulus se lewe sien ons so duidelik, broers en susters, sy ontmoeting met Jesus, die een wat opgewek is uit die dood, het van Paulus, broers en susters, 'n heeltemal nuwe mens gemaak. Dit verander hom van 'n vervolger van Christus en sy kerk na 'n navolger van Christus, 'n verkondiger van sy evangelie van liefde en van genade. Broers en susters, ons vier vandag Jesus se opstanding uit die dood. Dit is vir ons vanoggend 'n saak van groot blydskap. Ons vier dit vanoggend, broers en susters, met kerse, met klere, met blomme, met julle wit rokke, met julle wit gekleed vanoggend, is die teken vanoggend van nuwe lewe. Ons is nie vanoggend in rou nie, ons is nie vanoggend gedompel in rou nie, ons is vanoggend, as ons geloof moet vanoggend opstaan, omdat ons vanoggend weet, die Here Jesus lewe en die lewe binne ons. Maar nou ook, broers en susters, moet ons ook vanoggend vra, maar wat van die harde werklikheid waar ons nog elke dag moet lewe na die opstanding? Wat van hierdie harde werklikheid waarin die dood nog so 'n groot rol vanoggend in ons baie van ons lewe speel? Dit, broers en susters, soos wanneer iemand byvoorbeeld 'n kind aan die dood afstaan, 'n verskriklike harde werklikheid vir baie mense. Jy sien, broers en susters, daar is die Russiese skrywer Ivan
Hy skryf 'n boek wat vir hom so roerend aanraak, van 'n bejaarde egpaar, as jy daardie gedeelte lees. Hy praat van 'n egpaar wat in 'n dorpie iewers in die uithoek van Rusland was. Hy sê, broers en susters, elke oggend speel 'n hartverskeurende toneel om af in die dorpie se begrafplaas. Ek dink dit is 'n hartverskeurende toneel vind plaas in 'n dorpie se begrafplaas. Tussen die baie verwaarloosde grafte is daar een goed versorgde graf, ongeskonde deur die mense en onvertrap deur diere. Net die voëls sit met 'n dagbreek daarop en sing. Daar is net een stoffie op die grafsteen. Die geheim daarvan is die bejaarde egpaar wat elke oggend mooi saam uit die nabygeleë dorpie uitgestap kom, terwyl hulle mekaar ondersteun vir 'n besoek aan hulle seun se graf. Dan broers vee hulle die graf skoon, sit vars blomme daarop en bid terwyl trane oor hulle verrimpelde wange loop, en dink terug aan die seun wat dood is. En so beskryf Ivan, so aangrypende manier, broers en susters, 'n stuk fiksie in die hartseer van hierdie egpaar. Maar dis tog ook hoe die werklikheid van die lewe baie keer vir ons lyk. Ook hier vanoggend weet ons, broers en susters, is mense vanoggend wat hartseer is, wat miskien vanoggend 'n kind verloor het, wat 'n man verloor het, wat 'n vrou verloor het, wat 'n ouer aan die dood afgestaan het. En tog, broers en susters, moet ons geloof ons deur hierdie moeilike tye dra. En tog, broers en susters, moet ons geloof ons remind en ons harte remind dat ons kan nie hier bly nie. Ons kan nie hier in hoop sit. Ek sê baie keer vir mense, as jy wil hê die Here moet jou genees, jou hartseer genees, moet jy jou geloof in hom plaas. Jy moet glo as die Here, ek gee die hartseer vir u, maar ek gee dit nie met 'n stukkie, ek gee alles vir u. En dan vergeet ek daarvan, because ek het my vertroue in die Here geplaas. Broers en susters, hierdie gedeelte wat ek nou vir u gelees het van hierdie egpaar wat elke dag na die graf toe gegaan het. Van hulle seun het ons gesterwe. En ons noem ons mense wat gesterwe is, the late brother Peter. Dat is 'n ander woord wat ons gebruik in Afrikaans, oorle Peter gebruik ons. Maar vanoggend is daar nie 'n oorle Jesus nie. Hey, come on. Come on. Jesus leef en het opgestaan. Ons hoef nie vanoggend na 'n graf te gaan en kyk is Jesus nog daar nie. Ons hoef nie vanoggend, broers en susters, nog weer 'n headstone op te gaan sit nie, 'n spesiale design van 'n headstone doen vir Jesus nie, want Jesus is nie daar. Sien, broers en susters, ek en u het vanoggend die belofte ontvang van die Here. Hy sê, hy het vir ons sonde op die kruis van Golgotha vir ons gesterf. En om vanoggend moet dinge nog standvastiger te maak met ons geloof, het hy opgestaan. En omdat hy opgestaan het, ek en u vanoggend lewe met daardie versekering van die Christus se opstanding, die wêreld te vertel, ek is nie bang vir my seerkry nie. Ek is nie bang vir my hartseer nie. Maar omdat dit mens is, gaan ons moontlik deur daardie gedeeltes in ons lewe. Maar die Here wil vanoggend vir ons kom remind. Ek het opgestaan. Ek leef en daarom lewe jy vanoggend. Daarom lewe ek vanoggend. Die Here wil vanoggend vir ons kom remind, broers en susters, goeie Vrydag en ook Paasondag moet ons remind dat Jesus leef. Daar is iets anders wat ek vanoggend vir u kan sê, of dieper verduidelik. Ek kan vanoggend net vir u met versekering sê, Jesus leef, hy het opgestaan, hy sien vanoggend die hart, hy sien vanoggend die hartseer, hy sien vanoggend die bekommernis. Maar wees verseker, Here Jesus Christus is vanoggend ons toekoms. Here Jesus Christus vanoggend verseker is vir ons van 'n beter lewe. Nie 'n lewe, miskien nie sonder dodings en dussels nie, maar die Here wil hê ons moet saam met hom daardeur beweeg vanoggend. Here wil hê ons moet vanoggend ons geloof as gemeente vanoggend versterk. Kom ons gee om vir mekaar, kom ons kyk vanoggend na mekaar en ons wys dat die Here Jesus lewe. Hy het opgestaan, hy is nie gesterwe nie, hy is nie weg nie, hy is nie onmisbaar, hy is nie onkenbaar nie, hy leef, hy het opgestaan. Mag die Here vanoggend vir u seën, mag die Here vir u vanoggend 'n God wees van naby. Mag die Here vanoggend vir u in daardie hoop hou
en ons is vanoggend hoopvol. Ons het vanoggend niemand anders om te vertrou nie. Ons is hoopvol in die Here. In alles wat ons begeer, in alles wat ons doen, moet ons altyd hoopvol wees in die naam van die Here. Amen. Kom ons bid saam.